Hallo vriende, het is lekker om jullie allemaal vanavond hier te zien. En ek glo en vertrou dat die week vir ons allemaal baie vrugbaar sal wees. Ek wil net seker maak dat allemaal weet daar is 'n boekmerkie met die program van die week in die voorportaal. Daar was by die kante ook, maar dit het ek nou so toegevat. Die voor is ook nog, as julle wil hê. En nooi gerus vir mense om te kom, wat julle voel baat sal vind daarby. Goed, ons gaan begin saam sing. Lied 184, Lofsing die Here, 3 verse. Lofsing die Here die sing tot sy lofsing die Koning, die Skepper, die Vader, die Heer. Lof allemaal saam, groot is sy heilige naam. Lof hom die Heer van die Heer. Lofsing die Here, dis hy wat die kroon met sy seën. Hy schenk die lewe, die was van die sonlig weer. O sterflik mens, hy wat almagtige Heer, met ons in liefde beheer. Lofsing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles fantasie met hier tot en tydlose sneeuw. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Die volgende 2 liedere sing ons opeenvolgend. Loof die Heer, hy is goed. Die 2 en 2 en 2 en 4. Here, ons sal u loof. Loof die Heer, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die goed wil al die Heere loof. Ek wil die Heere loof met my hele hart. Hy gee hom wat roem, deur my wat raak. Hy het my sonde vergeef, en hy maak my sy kind. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee hom wat raak, weer my wat raak. Loof o hemel die Heer, al die engele saam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof met my hele hart, met my hele hart. Hy gee hom wat raak, weer my wat raak.
dan zal ons Heer, almachtige Heer, ontmoet met wonders te doen. Heere, ons allen loon, U het ons beloond. Bij duisterlijk vrij, ons harten verblijdet het uw eeuwige kroon. Heere, ons allen loon, U roem. Wees U wat voorzien, ons verlicht mag doen, en U ons Vader doen. Dis een van die lekker dinge van Pinkster, is die saamsing. Een van die ander lekker dinge is die sop na die tyd. So julle weet ook, julle is genooi daarvoor. Ons sing nou lied 464, eerste en die 4de vers, O Heer my God. Ons sing die volgende twee liedere ook opeenvolgend, lied 506 en dan 505.
eerbiedig alles oneindig wijk is denk ik weer en weer. Dit is die hoogste heerlijkheid, het Heer. Jesus is van voor, ons vergeving is voor. Ik ken alle levensmaaien, al die hoogtes die draaien. Kom en vat ons aan, naar die Vader. Jesus is van voor, ons vergeving is voor. Laat ons op zijn donker dag, altijd vol en zonder kwaad. Ons wil soms blij staan, als ik voorwaarts Jesus is van voor, ons vergeving is voor. Ons bevrijd van zonder banden, van verslagen, schuld en schande. Heers en beheer, ons verlossen. Jesus is van voor, ons vergeving is voor. Ook maar niemand het bewacht van het zonde zal slagen. Wie wat alles ziet, leer ons zijn val. Nou die volgende lied, ons laaste lied voor die diens begin, is Vlamlied 135, Meer soos U. Vir my is dit 'n nuwe lied, ek dink vir die gemeente ook, né? Ja, so ons gaan hom nou leer, ons gaan hom elke aand sing. Dit is 'n mooi lied en dit gaan ons thema lied word. So kom ons probeer nou maar ons beste. Dankie Dorrit. Kom ons staan terwyl ons sing.
Ek het nou in die week hierdie lied probeer oefen aan die hand van 'n ding wat ek gekry het op YouTube, maar daai laaste stuk is daar 'n klomp note wat so kort op mekaar volg. Ek sukkel om hulle by mekaar te hou. Miskien moet ons dit môre hier by die klavier probeer, Dorrit. Dink jy, ons kan daaroor gesels. Ja, dan hoor jy my se note so individueel. Goed, kom ons begin. Ons bid saam. Here, U is God. Daar is niemand soos U nie. Hier is ons, U kinders saam. Wees ons genadig. Sien ons aan in liefde. Want dit is hoe ons U ken. Daarom het ons met vrymoedigheid vanaand gekom. Want ons weet, U het ons lief. Laat die woorde van ons mond en die gedagtes van ons harte vir U aanneemlik wees. Amen. Ek lees weer Romeine 12, wat ons tema teks is vir die week. Op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan ons teks vir die aand, Johannes 14. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus, Here, wys vir ons die Vader, en dis vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle. Ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is, en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit is die Here se woord. Nou vanoggend het ons het gehad oor die feit dat ons almal beelddraers van God is. Ons is daarmee gebore, dis vir ons gegee, dis 'n geskenk. Maar dat ons deur die loop van die lewe die beeld van God verdof, en ons doen dit deurdat ons op daai hele lewensiklus van ons allerlei maskers bymekaar maak en dit daarop gooi. Ons bring skadikolle in ons lewe in, wat die beeld nog verder verdof, en ons doen natuurlik sonde, wat ook die beeld van God in ons verdof. En toe het ek gesê dat die wedergeboorte is die proses waar die Gees vir ons help om van al daardie maskers en skadikolle en sonde ontslae te raak, sodat die beeld van God weer
uit ons kan uitstraal. Nou vanaand gaan dit oor godsbeeld. En die tema is, soos jou God, so jou godsdiens. Hoe jy God sien, beïnvloed baie sterk hoe jou geloofslewe sal lyk. So kom ons begin by jou persoonlike godsbegrip. Almal van ons het 'n begrip van wie God is, hoe ons dink God is. Ons het nie noodwendig, of ons het waarskynlik nie, 'n baie definitiewe prentjie nie, maar ons het 'n idee van min of meer hoe die God is met wie ons te doen het. Ons het so 'n beeld. En verskillende prentjies van God kom van tyd tot tyd by jou op. So watter woorde sou jy sê iets van jou godsbegrip? Watter metafore? Liefde, energie, geregtigheid, regter, polisman, ombudsman, onderwyser, pa of ma, 'n dirigent, 'n generaal, en daar's nog 1000 meer woorde wat ek kon gebruik het. Watse metafore gebruik jy gereeld? Dink jy sterker aan as jy aan God dink? Dink daaroor. Die volgende is dat God is gees. Ons weet dit. Ons kan nie eintlik 'n prentjie van God hê nie. Ons kan ook nie, as God nou 'n gesig sou gehad het, jy weet, ons kan nie sê God het 'n gesig nie, want God het nie so iets nie. Maar as God 'n gesig sou gehad het, hoe lyk God se gesig wanneer hy vir jou sien? Van jou kant af gesien. Is God bly om jou te sien? Soos jou ouma of jou oupa bly om jou te sien? Is God soos jou pa en jou ma, ferm, maar liefdevol en warm? Of is God kwaai? Soos die laaste onderwyser wat vir jou pak gegee het. As jy dink aan 'n plek wat jy met God sal assosieer, waar sal die plek wees? Sal dit 'n mooi natuurtoneel wees? 'n plekkie dalk in die tuin wat vir jou 'n geliefde plekkie is? Sal dit die kerk wees? Sal dit die werkplek wees? As jy dink aan musiek wat jy met God assosieer, waar dink jy? Swaar musiek, gewigtig, hardkooi, of sagter simfoniemusiek, of gitaar wat gepiek word. Ons het allerhande idees wat in ons kop rondloop oor hoe ons dink oor God. En in verskillende situasies sal verskillende beelde 'n bietjie sterker uitkom. Vandag sal God vir jou meer so lyk. Môre jou situasie verander en dan kyk jy weer na God anders. God het niks verander nie. Dis die wonderlike ding. God verander nie. Maar ons ervaring van God, ons sien van God en daarom ons ervaring van God, die verander. En die ding is net dit, dat die idee wat jy het van God, gaan bepalend wees vir hoe jy met God omgaan. Dit gaan bepalend wees vir hoe jy God in die gebed gaan nader. As jy aan God dink as een wat net nooit tevrede is nie, ek moet altyd, ek is nooit goed genoeg nie. Nou ja, ek kom nog geen moeite doen om na die Here toe te gaan in gebed, behalwe om aangekruip te kom en net skuld te bely. Hoe moet dit wees
as 'n mens met 'n God te maak het vir wie jy altyd vrees. Dit kan tog nie reg wees nie. So ek dink aan die woord wat ons in Afrikaans het, wel as ekwivalente in al die tale seker, godvreesend. Wat 'n verskriklike woord. Ek weet nie hoekom die woord nooit uitgedink is nie. Want 'n God wat jy vrees, is tog nou nie 'n God wat jy wil ken nie. Mense sê, ja, ek bedoel met God vreesend eintlik net ek eerbiedig God. Nou maar goed, daar is 'n mooi Afrikaanse woord. Godseerbiedigend. Maar God vreesend, het is my baie keer die gevoel van meer vrees as eerbied. En dit is nie die God met wie ons eintlik te doen het nie. Nou is my vraag net, as jy kyk na hierdie twee prentjies, watter een is die naaste aan jou grootword idee van God? Met watter een het jy groot geword? Dit is die ou man daar in daai pragtige animasie ding, Ab. Hy raak later vriendelik. Hierdie is Rembrandt se skildery van die verlore seun wat tuis kom. So, watter een van die twee prentjies is nader aan jou belewenis van God, toe jy groot geword het? Nou, dink net aan die effek wat het op jou sal hê as jy groot geword het met 'n God vir wie jy eintlik moet bang wees. Jy sou eerder vrees hê vir God as liefde. Jy sou geloofsonsekerheid beleef in plaas van geloofsekerheid. Jy weet nooit waar jy staan met hom nie. Jy is nooit goed genoeg nie. So jy is onseker. Terwyl ons eintlik wil gaan vir geloofsekerheid. Dit gaan op jou lewe die effek hê dat jy miskien eerder minderwaardig voel as dat jy jouself waardeer. Jy gaan miskien probeer om te oorpresteer of boedel oor te gee. Eerder as om te volhard wanneer dinge 'n bietjie moeilik gaan. Jy gaan sit met 'n God wat vir jou die hele tyd teregwys en oordeel, terwyl jy eintlik behoefte het aan aanmoediging op die baie moeilike pad wat ons die lewe noem. Jy gaan leef uit reëls wat vir jou neergelê is, baie, honderde. In plaas daarvan dat jy net in vryheid leef soos die Gees vir jou lei. Jy gaan hartseer en depressief raak, terwyl God eintlik bedoel dat ons vreugde in die lewe sal hê. Jou gebedslewe, ja, nou raak jy dinge 'n bietjie te mekaar daar, kom ek vat hom daarso. Jy gaan wanhoopig wees, in plaas daarvan dat jy hoop sal hê. Jou gebedslewe gaan 'n poging wees om God te oorreed van goed. Want hy is mos nou moeilik, en hy wil nie eintlik vir jou goed wees, so jy moet God nou oorreed van goeders, plaas daarvan dat jy net rus in God. Jou etiek gaan 'n wetsetiek wees. Wat sê die wette? Wat sê God se wette? In plaas daarvan dat dit 'n liefdesetiek sal wees, wat sê, maar ek moet God lief hê en my naaste soos myself. God gaan vir jou 'n afstandelike wese word, daar iewers, terwyl eintlik jou naby Vader wil wees en is. Jy gaan van daai God af eerder wegvlug as dit jy huis toe kom. Nou, ons wissel baie keer tussen hierdie twee pare gevoelens. Ons voel baie keer meer na die een kant toe, ander keer meer na die ander kant toe. Dat ons eintlik 'n soort van 'n skizofreniese ervaring het van God. God is nie skizofrenies nie, maar ons ervaring van God kan baie keer dit wees. Dan dink ons oor hom en ons ervaar dinge op die kant,
en dan is dit nou weer aan die ander kant. Maar hoe blom jy? Hoe blom jy as mens in die teenwoordigheid van so 'n kwaai God? Hoe nader jy so iemand in gebed? Jy moet eers agterkom wat sy by is, en dan as jy agterkom wat sy by is, dan moet jy maniere kry om nader te kom, sonder om vonde weer te ontstel. Ek klink onerbiedig as ek dit so sê, maar ek wil hê ons moet verstaan hoe ons dikwels met hierdie God omgaan, hoe ons met God omgaan, en hoe ons so verkeerde beeld van God dikwels het. 'n vraag wat ons vir onsself moet vra, is watter invloed het ons ouers, of dalk mentors in ons lewe, op ons godsbegrip gehad? En asseblief, ek wil op geen manier ons ouers te nakom nie. Ons almal se ouers was wonderlik, en ons het fantastiese herinneringe aan hulle, en hulle het ons baie goeie goed geleer, maar hulle het ook foute gemaak, en foute waarvan ons hulle moes vergewe, en ek hoop my kinders vergewe my ook my foute wat ek gemaak het. Maar ons moet eerlik kyk na wat ons by ons ouers geleer het oor God, hoe hulle 'n invloed gehad het op ons siening van God. En onthou, hulle het ook groot geword in hulle tyd, en hulle het gewerk met die beelde wat ook vir hulle gegee is. So ons het baie simpatie hê daarmee, maar ons moet eerlik kyk. So ons kyk nou vanaand sonder om te blameer. Wat 'n rol het jou ouers, veral jou pa, in jou geloofslewe gespeel, die godsbeeld wat daar by jou gevorm is? Wat 'n woord beskryf jou pa en ma die beste? Vriendelik, sag, regverdig, stil, geheimsinnig, onbillik, eerlik, oop, kwaai, streng, opreg, goedhartig, en nog 1000 ander. Hoe was julle verhouding? Veral toe jy nog op skool was. Hoe was jou verhouding met jou ouers gewees? Hoeveel van die volgende het jy al gedink? As my ma net een keer, of my pa net een keer vir my wil sê, jy's okay. As pa of ma my net een keer sou vashou, en sê ek is lief vir jou. As hulle vir jou net een keer goedkeuring sou gee, sê, gaan daarvoor. As hulle net 'n bietjie meer in my belang gestel het. 'n vriend van my vertel, kollega, wat 'n groot rol in my lewe gespeel het, vertel vir my die storie, ek gaan dit vertel soos hy dit vertel het, want dit is hoe dit vertel moet word. Verskoon die woorde. Maar hy sê, in hulle huis, as hy by die huis gekom het met sy rapport, het sy pa en ma gesê, okay, dit is mooi. En dan is het afgehandel. En hy het goed gedoen. Dan kom sy klingboet. En hy het nooit so goed gedoen nie. Maar hulle maak 'n ophef oor hierdie vak wat beter gegaan het, en daai, en dit is net fantasties, mense gedink, hy het nou 'n groot ding reg gekry, en hy moet 'n toekenning kry. Ek kon nie verstaan nie, dit het met my gedoen nie. En toe word sy kinders groot, en oupa en ouma kuier daar, en die kinders bring hulle rapporte. Oupa en ouma is natuurlik in die wolke, en hulle gaan te kere oor die punte van die kinders, en hoe fantasties het was, en hy sê vir homself, dis hoe dit met kleinboet was. En toe die kinders nou weg is, toe vra hy vir sy pa en ma, kom het julle, as Boeta se punte gekom het, vreeslike ophef gemaak, maar myne, julle nie eintlik iets gesê nie. Toe sê sy pa nie, ons was bang, jy word 'n windie.
Hy sê, ek is baie lief vir my pa en ma. Maar op daai oomblik was ek vir hulle die bliksemin. En ek is nou nog. Nee. Hy sê, my lewe lank is ek nie goed genoeg nie. My hele lewe lank probeer ek ook presteer. Ek het later vir die Springbokke rugby gespeel. Maar ek is nooit goed genoeg in my eie wese nie. En ek het so aan God ook gedink. Hy dink ek is nie goed genoeg nie. Sjoe. Dis verskriklik. Maar dit is die klein goedjies wat ons nie daar oplet nie, wat baie keer 'n geweldige invloed het op jou kind en jou eie godsbeeld. Hoe het jou pa en ma jou gestraf? Het hulle billike grense gestel? Hoe en wanneer het hulle jou beloon? En watter tipe oogkontak het hulle met jou gemaak? Wanneer hulle vir jou berisp het en wanneer hulle jou aangemoedig het? Wat 'n soort oogkontak was daar tussen julle? En hoeveel van al hierdie goed wat ek nou genoem het jy in die proses op God geprojekteer? Dis hoe God is. Ek sê weer, ons neem niemand kwaadlik nie, maar ons moet daaroor eerlik wees. Nou, hoe jou godsbegrip ook al lyk, kwaai of nie so kwaai nie, watter godsbegrip jy ook al het, hoe moet ons maak? Hoe moet ons maak om 'n meer korrekte beeld van God te hê? Ons moet kyk na Jesus. Kyk, jy gaan dit nie maklik omdraai nie. Dis mos nou sterk by jou ingeburger. Jy gaan dit nie maklik omdraai nie. Maar jy kan. God sal jou help, die Gees sal jou help. Dit kan verander. Dit sal moet verander. Want hoe verder jy op jou lewensiklus gaan, hoe meer wil jy tog nou vrede en vreugde en sin in jou lewe beleef. So om daai lewensvreugde te hê, om 'n positiewe gebedsbelewenis te hê, om God as jou vriend, jou vader, jou vertrooster te beleef, in elke fase van jou lewe, moet jy tog anders na God begin kyk. So ek wil 'n paar stukkies raad vanaand waag. Die eerste ene is, noem dit nou maar autosuggestie, ek sou dit nie so wou noem nie. Maar gaan sit en dink, meer spesifiek oor God as jou vader, jou vriend en jou vertrooster. Daai 3 V's. 'n drie-eenheid, die vader, die vriend, die vertrooster. Dink aan God so. Loop vir 'n week of wat en sê vir jouself met elke keer, as jy met God praat, gebruik daai woorde, dat dit op 'n manier 'n merk op jou kan maak, dat jy kan anders te dink. Maar dan die baie belangrike ding is, soos wat jy vir Jesus sien, onthou, dit is hoe God is. Jesus sê dit in ons teksgedeelte, wie my gesien het die Vader gesien. Weet julle dan nie, die Vader is in my, en ek is in die Vader nie. Wie Jesus gesien het God gesien. Soos Jesus is, so is God. Jesus het, sal ons kan sê, 'n korrektief gebring vir die godsbeeld. In die eerste plek het hy, wel nie in die eerste plek nie, laat ek dit eerstens noem, 'n korrektief teenoor die Fariseërs, wat 'n wettiese God gehad het.
'n God wat dinge reguleer, volgens wette. Hy het daai God by die deur uitgegooi. Daai godsbeeld het hy by die deur uitgegooi. Hy was baie kwaad vir die fariseërs daaroor en Paulus het hom gevolg. Hy het die godsidee van daai kausale idee van oorsaak gevolg, oog vir 'n oog, tand vir 'n tand. Hy het daai ook by die deur uitgegooi. Toe die ouens vir hom vra, wie het nie gesondig by hierdie blinde man? Hy of sy ouers. Toe sê die Here, nie een van hulle het gesondig nie. Hy is nie blind oor sonde nie. So Jesus kom gooi daai godsbeeld ook weg. Job het dit al gedoen. En die prediker het dit gedoen. Job en die prediker het al vir die psalmiste en vir die spreuke skrywer gesê, wie hierdie ding wat julle kom van, weet, God is goed vir hulle wat goed is, God is regverdig teenoor hulle wat regverdig is, daai ding moet ons weer na kyk. Dit het Job en die prediker al gedoen. Met anders te kyk na God. Jesus het vir ons kom wys dat God een is wat vol vrede is, terwyl ons hierdie gewelddadige beeld het van God uit die Ou Testament uit. Hoe versoen ons die twee gedagtes? Het God verander? Was God gewelddadig in die Ou Testament? En toe in die Nuwe Testament het hy bedaar? Nee, God was nog altyd dieselfde. Dit gaan meer oor hoe mense die lewe beleef het, hoe mense die lewe beskryf het, hoe hulle in hulle beperktheid soveel woede aan God toegeskryf het, net omdat die domme weer aan die gang is. So ons moet meer dink aan God, soos wat ons vir Jesus gesien het. En ek wil my nie uitspreek oor al die teologiese kwessies wat daarmee saamkom nie. Die punt is net, Jesus het vir ons kom wys hoe lyk God in lewende lywe. En dis die beeld waarmee ons moet werk. My volgende stukkie raad sou wees om by God te gaan sit en dit met God te praat. Dan sit by God en praat met die Here soos een vriend met 'n ander vriend praat. Sê vir die Here, Heer, ek verstaan nie lekker nie. Ek sukkel om my kop om U te kry en al die hoe ek U sien, dit werk nie vir my lekker meer nie. Ek verstaan nie. Help my asseblief. Sê dit vir die Here. En as jy nie lekker weet wat om vir die Here te sê nie, gaan sit maar net. Die Here weet. En gaandeweg gaan jy 'n ervaring begin kry dat jy God meer sien soos wat God gesien wil wees. Weet jy, die ding wat my altyd tussen die oë slaan, is die Here sê vir ons deur Paulus, dat wat hy in ons lewe wil sien, hoe die beeld van God in ons die mooiste gaan lyk, is wanneer die vrug van die Gees in ons lewens wys. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is hoe God is. God verwag nie van ons om 'n vrug te hê wat anders is as wat God is nie. Dit is die vrug van die Gees wat God is. So vriende, ons moet wegkom van hierdie kwaai, pynigende God. Engelse woord vindictive God. God was nog nooit so nie. God was nog altyd liefde. Met so God kan ek regtig leef. So is jou godsbeeld, so jou geloofslewe. Ek sluit af met hierdie pragtige aanhalings
van David Benner. What a small God we would have if divine character depended on our behavior. Responsible behavior does not increase the Father's love, nor does irresponsible behavior decrease it. How much we need to believe this. Our Christ following would be quite different if we did. Ek gaan nou geleentheid gee vir gebede. En neem vrymoedigheid om hardop te bid. As jy nie hardop wil bid nie, bid sag vir jouself, maar praat met die Here oor hoe jy die Here sien. Here, ek bid dat dit 'n gesprek sal wees wat ons almal in die week wat voorlê sal voortsit met U. Dankie dat U vir ons ontmoet daar waar ons is. Daar waar die lewe ons tot nou toe gebring het. En dat U verder saam met ons loop, soos 'n pa of 'n ma met hulle kind. Amen. Ons gaan nou saam sing by lied 434, al 3 verse, O Heilige Gees, O Heilige God. Ons diepste nood.
O Heilige Geest, O Heilige Geest, laat leef ons uit met groot genot, maar ons geliefde is gezond, loyaal is aan mekaar verbind. O Heilige Geest, O Heilige Geest. En nou bid ons dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Gees ons elkeen se deel sal wees. Amen.